En waarheen vat die pad vir Benny en Alice en hulle vriende Lutie en Mylene? Ja, na die plek van die Bosveldlelies, na die pragtige Limpopo rivier, waar jy staan en oor 3 verskillende lande kan uitkyk: Botswana, Zimbabwe en die suide van Namibië. Hierdie is die ongelooflikste Mapungubwe, 'n tipe van 'n pre-koloniale ancient stam, die Shonas, was eintlik voor die Shonas nog. En hierdie beskawing het omtrent so 140 jaar geduur. Maar Alice, kyk net al die klippe en kyk hoe word die klippe op mekaar gesit. Wie het dit op mekaar gesit? Dit is asemrowend. En ek het nog nooit so baie krummetartbome in my lewe gesien. Teen daai sonsondergang, dis net 'n prentjie. So krummetat en rotse, dit is die kenmerke van Mapungubwe. Kyk net daar. Dit lyk amper soos 'n hele rotsfamilietjie. En die wilde vye bome wat so uit die rotsglewe uit net groei. Kyk daarso. Dit is net ongelooflik. Die klippe wat so op mekaar gepak is, kyk, dit lyk soos 'n familie wat daar by mekaar Ja. is. En daar's 'n klein wilde vyetjie wat nie moet opgee nie. Maar daai krummetatbome kry natuurlik seer, want die olifante stamp vreeslik aan die stamme. Ja, hier is ons by 'n sentrum wat hulle self gemaak het uit die materiaal wat daar is. Kyk daai bakstene het hulle self gemaak, en dan die mosaïekteels wat julle sal sien, het hulle ook daar gemaak. Kyk, daar is die mosaïekteels. Dit is asemrowend mooi. En daar klim ons as 'n groepie nou daardie 166.000 trappies op. uit, maar dit is die plek waar hulle die opgrawings gedoen het. Ja, ek het besluit, ek gaan not 'n tikkie daar. Daar's ek daar heel bo en ek kyk af en daaronder is ou Benny. Daar's die opgrawings en daai ding sluit oop en toe. En hulle het gesê daar's leeu's. Toe dog ek kruip weg in daai opgrawingsplek en ek sluit net daai groen ding bo oor my kop en hulle sal my nie daar kan vang nie. Hy vat liewer die leeu's as wat hy daai trappies gevat Nee, het. dis Dit was baie hoog, maar baie mooi. Maar daar's die opgrawings. Dis waar ek Daar's weggekruip hy. het. Ja, daar's hy. ja, en dan was ons ook by pragtige plekkies, soos byvoorbeeld hierdie is ook by die rivier. Elke aand wat ons op 'n ander plek het ons die rivier van 'n ander plek af gesien. En dan kyk net hoe is met gaas reg rondom die krummetatbome gespan. Draadgaas. Draadgaas, ja. Laat die olifante nie by die bas kan uitkom nie, want hulle trek die bas van die Dis reg, krummetatbome. daar kan jy die verskillende lande sien, aan die kant die Limpopo rivier. So ja, hierdie plek het soveel herinneringe vir ons, want daar is net soveel om te doen. Daar is piknikplekke en daar is informasiesentrums en natuurlik die diere. En daardie tyd van die aand, Jy moet nou begin vertel van die olifante. Ons het die ongelooflikste trop olifante, 31 rondom ons gehad. Rondom die huisie waar ons nou gaan braaivleis hou het, saam met ons vriende. En kan julle glo, ons het nog so gesit en braai, en die volgende oomblik sê my vriendin, julle, guys, Daar's die braai, ons gaan net praat oor die daai braai. braai is presies waar die olifante gestaan het. En dis presies waar ons gesit het. So julle gaan nou sien die mamma met haar kalfie, die trop reg rondom ons, maar reg voor ons, dat ons nie eers besef, ons kyk nou in 'n olifant vas nie. Daar's Kyk net die braai. Daar is Daar hy. staan hy by die braai. Wat 'n ongelooflike ervaring was dit nie. In ons lewens het ons kon nie eens slaap daardie aand. Dit was ongelooflik.
Hy wil nie stop nie. Jy druk hom nie op die stopwoordjie nie.